Gemeente van Waterval, weer eens baie welkom. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom, waar jy dan later hierdie dag of in hierdie week hierdie diens kyk, mag die Here ook vir jou seën met die geklank van sy woord. Ek preek vandag uit Ester uit. Waar is God? Ek ervaar hom nie meer nie. Dis miskien iets waarmee jy ook worstel, om God in hierdie wêreld raak te sien. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die geleentheid wat ons het, om as gemeente van Waterval hier by mekaar te kom en die woord te hoor. Ons het gekom om saam te wees in hierdie gebou, om U op 'n besondere manier te ervaar, U woord te hoor, U stem te hoor, troos te soek, hoop te kry, wysheid vir die lewe en sy vraag. Maar ons het ook vir U kom lof toebring, met die lied, met die gebed, want U is lofwaardig, Here. Dankie dat U vir ons omgee met 'n passie wat ons graag sou wou hê, om U so lief te hê en mekaar so lief te hê. Dankie dat U met ons werk met genade en omgee. Dat U nooit klaar maak met ons nie, maar dat U met ons uithou en met ons aanhou, ten spyte van die simpel goed wat ons party daar aanvang. So ons vra nou vir U, sal U uit U woord uit met ons praat en vir ons 'n troostboodskap gee. Ons vra dit in Jesus, ons Verlosser, se naam. Amen. Waar is God? Ek ervaar hom nie meer nie. Enkele gedeeltes uit Ester. Ester 3. Toe sê Haman vir koning Ahasveros. Nou net om agtergrond te gee, koning Ahasveros van Babylon, sy voorgangers het van die Jode uit die ballingskap weggevoer uit Israel uit. Ons praat van so 700 jaar voor Christus. En nou sit die Jode oor die hele destydse wêreld. Ahasveros het vir Vashti sy vrou verban, omdat sy nie voor hom wou verskyn by 'n groot partytjie wat hy gehou het, en hy wou so 'n bietjie brag oor sy mooi vrou nie. Toe het hy haar sommer verban daar in eensaamheid, en hy soek toe 'n nuwe vrou, en hulle het al die jong dames in die koninkryk voor hom laat verskyn, die wat hulle uitgesoek het, en Ester, 'n Jodin, wat nie eintlik moes gebeur het nie, het ook voor hom verskyn en hy het van haar gehou, en hy het haar geneem. En dan is daar Haman, dis die ander karakter, bad oukie, wat nie van die Jode gehou het nie, omdat hulle nie voor hom wou buig nie, en hy wou van hulle ontslaa raak, en toe kom hy na die koning toe, hier in Ester 3, en Haman sê vir koning Ahasveros, daar is 'n volk wat versprei is oor al die provinsies van die koninkryk, en wat hulle self apart hou van die ander volke. Hulle gebruike verskil van al die ander nasies sin, en hulle gehoorsaam nie die wette van die koning nie. Dit is nie in die koning se belang om hulle te laat begaan nie. As u dit goed vind, vaardig 'n proklamasie uit om hulle uit te roei. Ek sal dan 342 ton silwer lewer aan u ontvangers van inkomste, om dit in die skatkis te plaas. Nou, dis nogal 'n klompie geld. Toe al die koning sy seelring van sy vinger af, en gee dit vir die vyande van die Jode. Vir Haman, seun van Hammedate, die Aggiet. Dink jy die koning het besef waarvoor hy sy toestemming gegee het nie? Intussen tyd het Mordegai in die poorte gehoor van hierdie sameswering teen sy volk. Dis haar oom, dis die ander karakter in hierdie boek. En hy het vir Ester in die geheim ontmoet en vir haar vertel, besef jy wat gebeur? En jy is 'n Jodin en moenie dink jy gaan ontkom nie. Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra. En hy het haar geantwoord, moenie dink net jy van al die Jode sal vrykom, omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet,
Miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koning geword het. En dan in die laaste hoofstuk van die boek, die koning kon nie hierdie bevel terugtrek nie. En toe hy nou besef waarmee Haman besig was, hy het vir Mordegai 'n verskriklike galg gebou, want hy wou van Mordegai ontslag geraak het, want hierdie man wou net nie voor hom buig nie. En die koning het hom vereer, omdat hy uitgekom het met hierdie moord op die koning. En in die laaste hoofstuk, nadat Haman opgehang is in die galg wat hy vir Mordegai gebou het, het die koning vir Mordegai verhef na een van sy belangrikste amptenare. En die Jood Mordegai was tweede in bevel onder koning Ahasveros. Hy was hoog in aansien by die Jode en gewild by al sy volksgenote. Hy het hom vir die welvaart van sy mense beywer en die veiligheid van al hulle nakomelinge verseker. Waar is God? Wonder ek soms, as ek na die wêreld kyk. Want die wêreld lyk nie asof God teenwoordig is en regeer nie. Daar's oor die 30 lande in die wêreld op die oomblik wat in oorlog gewikkel is. Ons hoor van lande waar die kerk vervolg word, waar vrouens geminag word. Politieke leiers is niks anders as narre nie. En ons sit nie met kwaliteit politieke leiers in die wêreld nie. Maar as ons na Suid-Afrika kyk, want dit is wat jy en ek elke dag sien en ervaar, dan wonder ek as ek so kyk wat om my aangaan, waar is die Here in Suid-Afrika? Statistieke sê daar's 50 hijackings per dag. Miskien was jy al 'n slagoffer daarvan. Daar's 710 huisinbrake per dag. So as jy nou by die huis kom en alles is nog daar en alles is oukei, sê dankie Here. Elke 10 minute in hierdie land word 'n vrou verkrag. Elke 20 minute word iemand in Suid-Afrika vermoor. Ongeveer 36% van alle huwelike eindig in die skeihof. 1308 besighede is hierdie jaar al gelikwideer, toegemaak. 120.000 mense ongeveer word per jaar met kanker gediagnoseer. In ons gemeente selfs 'n paar slagoffers. 75.000 mense ongeveer per jaar kry beroerteaanval. Dit is nogal skrikwekkend as jy na hierdie goed kyk. Nou ek kan nog baie ander goed genoem het en vir ons so negatief gemaak het vanoggend, wat skrik vir niks. Maar ek stop daar. Die vraag is net, as jy hierdie goed sien, en veral as dit vir jou aan die lyf vat, as jy een van daai slagoffers is van 'n besigheid wat toegemaak het, of wat hy jou werk verloor het, of wat gediagnoseer is met 'n siekte, dan wonder jy ook, waar is God in my lewe? Waar is God in Suid-Afrika as dit so gaan? Het hy nie dalk vir Suid-Afrika gesê, goodbye nie. Ek sal my aandag gaan vestig op lande en op mense wat meer gerig is op my. Net om nog een ding te sê, en moenie dink ons Afrikaners is so wonderlik nie. Ons Afrikaners trek nou by die 3de geslag Afrikaners wat nog nooit die binnekant van 'n kerk gesien het nie. Afrikaners, familie, vriende, wat hulle nie meer steur aan kerk of God en gebod nie. Van my vriende en familie is hierdie tyd vanoggend in die mall en nie in die kerk nie. So, dit laat 'n mens wonder, waar is God? Maar ons is nie alleen as ons hierdie goed vra nie en hierdie goed dink nie, of as ons so voel dat die Here dalk ons verlaat het nie.
Habakuk het in die Ou Testament gesê, hoe lank moet ek om hulp roep voordat hy ingryp? Kyk hierdie land van my Here, dis net geweld en dit is moord en dit is doodslag en dit is politieke onrus. Waar is hy? Hoe lank moet ek nog roep voor hy gaan reageer? Die psalmis, hoor wat sê hy van die digters van die psalms. Sal u my vir altyd vergeet? Psalm 13. Waarom het u my verlaat? Waarom staan u so ver weg van my af? Dan kom Job en hy sê, na alles wat met Job gebeur het, al sy kinders, al sy eiendom, alles verloor en sy gesondheid op een dag, sê, ek sien hom net nie meer nie. God het onsigbaar geraak. Ek sien hom nie. Jesaja wat ook sê, u is 'n God wat homself verberg, wegsteek. En dan sê Micha, hy sal hulle aangesig vir hulle verberg. God maak hom toe. Is ons alleen? Stemme oor die wêreld en stemme oor die eeue het ook in situasies gekom waar hulle voel, hulle sien God net nie meer in hulle leefwêreld en in hulle omstandighede nie. Nou lees ons die boek Ester. Dis 'n interessante boek. As jy hom nog nie gelees het nie, gaan lees hom 'n slag. Is God teenwoordig in hierdie hele verhaal? 10 hoofstukke wat jy lees. Weet julle wat is interessant van hierdie verhaal? Dat nie een keer nie gaan jy die name van God in hierdie boek sien nie. Nie een keer nie. Nie enige van die godsbegripsname gaan jy in hierdie boek kry nie. Nêrens word daar gepraat van God nie. Nêrens word daar gepraat van die Here nie. Of van die Almagtige nie. Of van die Skepper nie. Nêrens. Vir 10 hoofstukke word die godsname glad nie in hierdie boek genoem nie. En dit is nogal 'n bietjie problematies. Dis hoekom daar deur die eeue, onder andere Martin Luther gesê het, hierdie boek hoort nie in die Bybel nie. Want daar word nêrens in hierdie boek na God verwys nie. So hoe moet ons nou 'n boek waar die naam van God nie eers voorkom nie, hanteer as deel van ons Bybel? En wat sê hierdie boek dan nou eintlik vir ons as God se naam nêrens eers genoem word, of die idee van God eers in hierdie boek genoem word nie? Hoe moet ons Ester verstaan? As God se naam nie genoem word in die boek nie, beteken dit nie dat God nie teenwoordig is met hierdie stukkie geskiedenis van sy volk nie. As ek en jy na hierdie wêreld kyk en ons sien al hierdie goddeloosheid en al hierdie wetteloosheid en ons voel dit aan die lyf en dit voel vir ons asof God nie meer in Suid-Afrika is nie, beteken dit nie dat God nie in Suid-Afrika is nie? Beteken dit nie dat hy nie in my lewe teenwoordig is nie? Wanneer ek worstel met my eie persoonlike probleme en issues, beteken dit nie dat God nie hier is nie? Hy's oral. Hy's alomteenwoordig. Hy's die skepper van die heelal. Hy sal nooit, Psalm 121, die werke van sy hande los nie. Al sien ons hom nie, al voel ons hom nie, weet ons dat hy is teenwoordig. So, hierdie skrywer van hierdie boek met opset die godsname uitgelaat. Wou hy die leser in spanning bring om te sê, maar hoe werk dit nou eintlik? Is God hier of is God nou nie hier nie? Hoe moet ons dit sien? Moet ons God in hierdie verhaal gaan soek? En dis wat hy eintlik wil hê. Sodat ek en jy, wanneer ons Ester lees, juist tot die punt kom en sê, maar ons sien die hand van God hier werk. Ons sien hy werk deur mense. Ons sien deur hierdie geskiedenis, deur hierdie chaos heen, sien ons dat God besig is om te handel. Dis amper soos die regisseur van 'n verhoogstuk of van 'n fliek. Sien jy hom? Nee, ons sien hom nie. Maar ons weet hy was daar, want sy naam het daarvoor in die titels voorgekom wanneer ons die fliek kyk. Wat sê director Clint Eastwood, hy het die fliek gemaak, hy het hom produce en hy was die director en hy was daar, hy is die regisseur.
Ons sien sy hand, hoe hy die hele ding georgestreer het, maar ons sien hom nêrens in die fliek nie. Of ons sien hom nie op die verhoog speel nie. Hy's agter die gordyn, besig. En so wil die skrywer van Ester vir ons help om te sê, God staan agter die gordyn as regisseur en hy orkestreer hierdie hele verhaal en laat sy wil tot stand kom deur mense en die chaos waarin hulle lewe om iets sinvols van genade en van God se liefde te skep. So wat kan ons uit Ester uit leer? En dis die vraag. Die eerste ding, God werk deur mense. Koning Ahasveros soek 'n nuwe vrou. En dan sien hy hierdie pragtige jong dame voor hom, Ester, en hy vat haar as vrou, 'n Jodin. Hy weet nie sy's 'n Jood nie, hulle het dit weggesteek. En hy het 'n belangrike rol, want in hierdie chaos wat geskep word deur Haman, goddelose mens, wat nie die Jode kon verdra nie, want hulle wou nie vir hom buig nie, want hy was 'n belangrike regeringsamptenaar. Hy skep die chaos. En dan Mordegai, haar oom, wat hoor van die beplande moord en dit deurgee, en dan ook met Ester praat, en dan uiteindelik deur die koning vereer word, en vir sy volk kan intree. Mense wat God gebruik. Interessant, Ester, Mordegai is nou Jode, is nou God se kinders, God se volk, maar Ahasveros en Haman is heidene wat afgode dien. En tog gebruik God hulle. En dis die hoop wat ek het, dat God mense gebruik sonder dat hulle dit altyd weet. Dat God selfs ongelowige mense kan gebruik, en hulle weet dit nie eers nie. En daarom het ek tussen hierdie chaos van Suid-Afrika 'n tikkie hoop dat die Here kan hierdie goddelose ANC wel gebruik om sy wil te vervul. Want hy is in beheer, nie die ANC nie. Nie die korrupsie nie. Dis amper soos wanneer ek nou werk toe ry en hierdie taxi jaag hier voor my en ek wil my weer vererg, jy weet. En ek is nou weer vies, want ek moes nou spoed verminder en ek moes eintlik remme aanslaan. En dan sien ek in die volgende oomblik jaag hierdie 15 ton trok hier deur 'n rooi lig. En as ek nou nie vir hierdie taxi moes afgeslek het nie, het hierdie trok my mors dood gery. En so was die hand van God in hierdie scenario, en het hy mense gebruik, het hy hierdie taxi eienaar wat my so kwaad gemaak het, wat ek nie eens weet of hy 'n kind van die Here is nie, het God hom gebruik om my lewe te spaar. En so gebeur dit baie keer in ons lewens. God gebruik mense om sy wil in die wêreld te laat deurbreek. God is soos die regisseur, en dit moet ons onthou. Iemand het eendag gesê, jy moet na 'n tapisserie kyk. As jy aan die agterkant kyk, dan sien jy net al hierdie drade. Dis 'n deurmekaar gemors, jy weet nie eintlik wat hier aangaan nie. Maar as jy hom omdraai, dan is dit hierdie pragtige tapisserie, hierdie mooi toneel. Die persoon wat dit gemaak het, ken jy nie. Maar is mooi. So sien ons God wat agter die gordyn orkestreer. Dit is interessant dat die woord Ester in Hebreëus, Hasar, wat eintlik die betekenis het van verberg. Is dit nou toevallig dat haar naam verband hou met die hele verhaal, dat God nie daar is nie? Ons sien hom nie, ons hoor hom nie, ons sien nie sy naam in die boek nie. En tog weet ons, hy's daar. Hy's besig om die geskiedenis se loop te bepaal. Want God ken die agenda van die wêreld. En ken die agenda van jou en my lewe. En goed sal gebeur en uitspeel soos wat hy wil hê dit moet uitspeel. Want hy is die regisseur.
wat oor alles heers. Kyk, Ester word koningin. Kyk die moord. Sy gaan pleit by die koning. En sy kon nie sommer net by die koning inloop nie, né? Vir 'n maand lank het hy haar nie gesien nie. En jy kon nie net sommer by hom in die raadsaal inloop sonder dat hy sy scepter na jou toe uitsteek nie. Want jy kan doodgemaak word. En sy het toe nog maar die kans gewaag. Want soos haar oom gesê het jy nie met 'n doel koningin geword nie, sodat jy jou volk kan red nie. Mordegai hoor toevallig van die moord in die poort, toe 2 ouens in die geheim sit en praat daaroor. Die koning kan een nag nie slaap nie, toe laat roep hy vir Haman, hy sê, jy onthou daai storie van daai man wat wat hier in die poort gesit het, wat kom vertel het van die moord, hoe gaan ons hom vereer? En toe Haman se plan nou in sy gesig ontplof, toe wil hy by die koningin gaan pleit, en hy gryp haar, en hy val op die bed, ja, loop Haman in. En dan sê hy, arresteer hom. En dan sê hulle, wat moet ons maak? Kom ons gaan hang op sy eie galg wat hy vir Mordegai gebou het. Het hierdie goed als toevallig gebeur? Want ons praat mos so. Per ongeluk het dit my oorgekom. Toevallig was ek daai tyd op die regte plek. Met geluk. Is dit regtig waarheid? Toevallig. Glo ons in toevalligheid? Nee, ons glo nie in toevalligheid nie. Ons glo in 'n God wat 'n regisseur is, wat in beheer is en wat die toneel orkestreer. Niks in hierdie wêreld gebeur per toeval nie. God bestuur. En al hierdie goed wat hier gebeur, het God laat gebeur, omdat hy die regisseur is van hierdie verhaal van Ester. Daar's 'n moord op sy volk beplan, maar Ester is koningin. Sy gaan pleit om genade. Mordegai word vereer, en Mordegai word aangestel om die belange van die volk te kan dra. Niks is toevallig nie. Niks in jou lewe is toevallig nie. God laat gebeur. Maar hier is ook stilte in hierdie gedeelte. Want ons sien God se naam nie. Die Jode het na hierdie gebeurtenis, aan Mordegai, die koning Ahasveros het vir hulle geleentheid gegee, want hy kon nie die wet verander nie. Ons lees van die wet van Mede en Perse. As jy jou seelring opgeseel het, jy kan nie daai wet terugtrek nie. So al wat hy kon doen vir die Jode, toe hierdie hele plan nou uitkom, is sê, julle mag julle self verdedig. En hulle het hulle self verdedig, en hulle het nogal goed gedoen. Was baie meer wat gesterf het van die Ahasveros se mense, as wat daar van die Jode gesterf het. En hulle het besluit om 'n fees te hou, wat die Jode vandag nog vier, oor hierdie gebeure, die Purimfees. En hierdie hele gedagte is, om stil te word, want God werk in die stilte. God se gees werk in stilte. Ons wil ons altyd wonders hê, en ons wil tekens hê, en ons wil God in 'n aksie sien, en ons wil hom voel hoe hy werk. En daarom kry ons op baie kerke, dat daar soveel emosionele goed daar gedoen word, net om God te ervaar. En tog, God werk in die stilte. Agter die gordyn, waar ons hom nie altyd sien en ervaar nie, maar tog weet ons, hy is in beheer, en hy sorg vir ons, en hy gee sy liefde en sy genade. Jy glo dit. Die laaste punt. Mense wys dat God is. Mense wys. Mordegai en Ester het dapper opgetree. Sy het haar lewe gewaag om voor die koning te verskyn. Hy het sy lewe gewaag om met die koningin te praat. Niemand het geweet hulle is familie nie. Maar hulle tree op. Hy het geweet Haman haat hom. Maar hulle tree op, hulle handel, hulle doen, hulle neem aksie.
Al is God se naam nie in die boek nie, sit hulle nie stil nie. Sit hulle nie terug nie. En ons sien omdat hulle aksie neem, omdat hulle handel, breek die genade en breek die teenwoordigheid van God deur. En dit plaas 'n verantwoordelikheid op jou en my ook. In hierdie wêreld waarin ons lewe met sy chaos, wat doen ek? Want deur God se genade, deur my aksie, deur my handel in hierdie wêreld, breek daar iets van God en sy genade deur in die wêreld. Soos ek en jy dapper genoeg om in hierdie wêreld van chaos te sê, nee, ek het nou genoeg gehad daarvan. Nee, ek staan vir wat reg is. Ja, ek gaan doen wat God van my verlang. Ja, ek gaan lewe soos wat die Here wil hê ek moet lewe. Ek loop nie saam met die stroom nie. Maak nie saak of dit my ongewild maak nie. Maar iets van God gaan deur my skemer en deur my breek. Ek gaan dapper wees deur die Gees van God. Ek sluit af. Al sien ons God nie, al voel ons hom nie, al lyk dit vir ons asof hy nie hier is nie. Hy is teenwoordig in hierdie wêreld en hy is teenwoordig in jou en my lewe. Amen. Baie dankie Here dat U met ons praat deur hierdie verhaal. En dankie dat ons daarin sien U hand. Baie keer verstaan ons nie alles wat met ons gebeur nie. Maar Here, wanneer ons terugkyk, dan sien ons die regisseur het goed gelei, goed raad gegee, goed gehelp. Dit moes. Maar U wil ons in hierdie wêreld gebruik. En deur ons wil U genade en liefde aan die wêreld wys. En ons moet handel, want U gebruik mense. En dankie dat U mense gebruik, sonder dat hulle dit soms eers verstaan of weet. Want dis hoe U is. Dankie dat U vir ons lief is en vir ons omgee. Dankie dat U ons gemeente seën. Sal U vir ons lei, Here, om 'n lig in die wêreld te wees, sout van die aarde te wees, om U genade te dra, te leef, te wys. Vergewe ons tog al ons oortredinge. Dankie dat Jesus daarvoor betaal het. Dankie Here Jesus vir U pleidooie by die Vader op hierdie oomblik. Seën ons, al verdien ons dit nie. In Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en dan daarna sing ons 'n lied. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees en bly. Mag sy liefde ons lei. Mag hy ons gebruik in hierdie chaotiese wêreld waarin ons lewe, sodat ons sin kan beleef. En mag die Gees ons stuur en ons lei in waarheid. Amen.